Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan almal wat luister, almal wat kyk, almal wat ons join vandag. Ek is Pastor JP saam met my vanoggend. Dis Pastor Dani. Pastor, is lekker om weer hier so te wees. Is lekker om weer saam met julle te kuier en ek hoop dat waar ook al julle is, ek hoop dat ek weet nie of dit met die einde van die dag is vir julle nie. Ek weet nie wanneer hierdie gepost word nie. Maar ek hoop julle het 'n lekker dag gehad. Of, as julle dit in die oggend kyk, hoop ek julle het 'n fantastiese dag wat voor lê. Either way, hoop ek en bid dat hierdie 'n lekker dag sal wees vir julle. Like hierdie video, share dit. Ons is weer besig om bietjie te praat met die op die Verdiep podcast. Pastor, hierdie naweek wat verby was Palm Sondag. Ja, ek dink ons het nou so oploop na die belangrikste naweek in die Christelike kalender. Kersfees. Is ons al daar? Dit voel al soos die einde van die jaar. Ja, maar Kersfees voel soos die belangrikste mos, want dit is die grootste. Weet jy wat ek dink dis so true en ons kan vir 'n oomblik bietjie daar stil staan en die vraag vra. Hoekom? Jy weet, hoekom is Kersfees? Hoekom lyk Kersfees? Hoekom voel Kersfees soos die belangrikste Christelike vakansiedag of naweek op die kalender? Hoekom het dit geword? En dan kan ons baie diep raak en baie teologies en al die waarhede en die leuns daar rondom gaan uitwys maar sonder om enigiets weg te vat van die feit dat Kersfees gevier word en ons bymekaar kom en families bymekaar kom. Dink ek is dit belangrik dat ons die fokus op Paasnaweek sit. En vir onsself vra maar hoekom is Paasnaweek nie belangrik nie? Hoekom is dit 'n vakansietyd? Hoekom is dit iets wat ons nie meer vier as Christene en iets van maak nie? Hoekom is daar nie 'n hype nie? Hoekom is daar nie kruise in elke winkel en adverteer dit soos enige ander dag wat ons in vandag se tyd opblaas? En 'n ding van maak. Dit is my altyd 'n punt van frustrasie want ek joke nou as ek sê Kersfees, maar dit is asof dit is. Kersfees is 'n maandlange ding. Paasnaweek is die naweek en dan sit verby en dan gaan ons aan. As ons dit vier. If even, maar ja, dis so groot, né? Want Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 dan sê hy vir die gemeente, ek gee aan julle wat aan my gegee is, that which is of first importance. Nee, dit wat die belangrikste is, that Christ was crucified according to the scriptures, that he was buried, and that he was buried, and that he was risen in accordance with the scriptures. Met ander woorde, die dood en die opstanding van Jesus is that which is of first importance. Met ander woorde, hierdie is die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Jy weet, jy sê vir ons Christene, en dit is vir ons wat hom aanvaar het, maar in actuality, en die wêreld besef dit nie, maar in die geskiedenis van die mensdom is hierdie naweek die grootste naweek wat daar is. Ek dink aan Johannes 3 vers 16 wat ons so dikwels na toe teruggaan en sê, maar God het die wêreld so lief gehad, die wêreld. Jy weet, hierdie is nie 'n eksklusiewe ding net vir 'n paar Christene somewhere nie, of jy weet, hierdie is nie 'n eksklusiewe ding net vir hierdie hardcore Christians, jy weet, en Jesus freaks nie. Hierdie is vir die wêreld. Jy is so reg, dis 'n boodskap vir die wêreld, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun, en daar hak ons baie keer vas, hy's gebore, jy weet, en my is dit waar dit vandaan kom, maar gebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan beerwe. En ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. Okay, great. So is dit die geboorte van Christus of is dit die kruisdood, die boodskap van die kruisdood en die opstanding van Christus wat ons lewens verander? Weet, as die woord sê hy het hom gegee, is dit die geboorte of is dit die werk wat hy kom doen het en voleindig het aan die kruis? En ons het laasweek die statement gemaak en gesê, sou ons op 'n eiland wees en ons sou net die stukkie in die evangelie kon hê wat verduidelik dat Christus vir ons gesterf het en opgestaan het, dan sou dit genoeg gewees het volgens Openbaring in wie hy is, om my na God toe te lei en my met oortuiging te gee dat hy is die God wat ek wil dien. Dit is hoekom Paulus die eerste belangrikste ding noem.
Nou ek verstaan die argument, ja, jy kan nie 'n kruisdood en 'n opstanding hê as hy nooit gebore was nie. I get that. Ons sê nie die een is glad nie belangrik Een of die ander nie. Ja, dit werk saam, verseker, maar hierdie naweek wat voorlê, ons rekord hierdie voor Paasnaweek 2026. Maar hierdie naweek wat voorlê is regtig, as 'n mens gaan stil sit en dink oor die impak wat dit het, Ja, oor die gewig wat dit dra, wat dit veronderstel is om te dra in ons lewens. Ja, ek dink jy sal nooit weer na hierdie naweek dieselfde kan kyk. Jou lewe moet verander. Dit is presies. Jy noem dit, maar dit is die ding is, Jesus kan nie net vir jou gebore wees nie. Jesus moet ook vir jou gesterf het. Verseker. Vir die boodskap, om relevant te word tot jou lewe. En daai sterfdood, want daar's 'n paar aspekte, jy weet, as ons kom by die Paasnaweek, dan is die ding van, ja, dit gaan nie oor die leë kruis nie, dit gaan nie oor die kruis waar Jesus hang nie, dit gaan oor die leë kruis, die Sondag, die opstanding, maar dit gaan oor alles, dit gaan dit gaan oor die kruisdood, en ons gaan obviously, volgende week, as ons vir die baie praat oor die sterf en opstanding, maar die hele oploop, as ek dit net so 'n bietjie weer terugbring na jou boodskap toe van Sondag, die hele oploop na hierdie event toe, is veronderstel om in ons gees 'n opgewondenheid te create. Dis veronderstel om te sê, wow, ons is op pad nou na die belangrikste naweek in die Christelike geloof. Ons is op pad nou na die naweek wat jou lewe moet verander. Something is about to happen, en ons weet dit het 2000 jaar terug gebeur, maar iets is hierdie naweek het gebeur, wat ons vier, hierdie naweek wat kom, wat ons nie net kan laat verbygaan nie, wat ons nie met ons kinders nie kan share nie, en as ons moeite doen om die Kersboom storie te vertel, hierdie naweek is belangriker. As jy moeite doen om die geboorte storie te vertel, hierdie naweek is belangrik. Jy moet hierdie storie, Jesus kan vir jou gebore wees, maar as hy nie vir jou gesterf en opgestaan het nie, dan wat beteken volgens Paulus dan dit is hierdie Jesus vir jou? Ja, dit is. Pastor, die Sondag wat verby is, dis Palm Sondag. Hoekom Palm? Waar kom die naam Palm Sondag vandaan? Ek dink die eenvoudige afleiding wat ons kry is die feit dat almal die palms het uitgegooi. Daar's 'n profesie. Ek dink we backtrack en as ek reg onthou en my studies reg onthou, dink ek ons praat van 700 jaar voor Christus 'n profesie wat uitgegaan het. Wat sê, but this is what's going to happen. Daar gaan die Messias gaan kom. Die belofte is gemaak. Daar kom 'n dag wat die koning van die Jode gaan kom en it's going to have to dit gaan vervulling, dit moet vervul word en dit sal die aanduiding wees dat julle Messias is. Dit sal die aanduiding wees dat die oorwinning het gekom en dat hierdie nuwe era gaan aanbreek. En die Messias gaan dit inusher. En toe Jesus op pad is, en jy moet dalk die skrifgedeelte vir ons lees en dan kan ons so 'n bietjie stap vir stap weer gaan. Toe Jesus op pad is, toe speel hierdie storie af. Net voor hierdie kruisdood, die episode wat die naweek kom. Net voor die groot gebeurtenis. So Matteus 21, my woord Sondag het ook direk uit hierdie skrif uitgekom. Sê toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vat maak haar los en bring hulle vir my en weer terugstuur. Vers 5 sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. En ek love it want Jesus kom in en obviously hy doen dit sodat die mense kan sien. Hierdie is die koning waarvan die profeet gepraat het. Met ander woorde, Jesus kom en hy openbaar homself as die koning. Jy weet, as die oomblik toe hy op daai donkie klim en in die Jerusalem ingaan, sou die mense geweet het dis die koning. Hy openbaar homself. Die eerste keer in die publiek.
waar hy homself openbaar as koning. Yep. Baie keer voor die tyd het dit gebeur wat mense gekom het en gesê het, Hier is ons koning. Kom ons maak hom koning. kom ons maak hom koning, en Ja, waar ja. hy gesê het, nee, Ja. dit is nog nie tyd vir dit nie. Ja. En op 'n ander stuk dan sê hulle sou dit met geweld gedoen het. Ja. Jy weet, hulle sou hom forceer het om koning te wees. Maar hier is die eerste keer waar hy openbaar Proklameer. Ja. in die publiek Ja. dat hy die koning is. En die mense aanvaar dit. Ja. Ek love it, die mense aanvaar dit. Ons kan nou 'n bietjie verder gaan. Die twee disippels het vooruit gegaan en hulle het gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het donkies gekry. En hulle het hulle gebring van die klere, van hulle klere het hulle op dit gesit en Jesus het opgeklim. En dan sê hy die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Ander evangelie sê die palmtakke. Ja. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: "Prys die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel." En ek sit na hierdie stuk en kyk en ek dink by myself, dit klink so mooi. Jy weet, hierdie prentjie van Jesus wat in Jerusalem inkom. Ja. Koning van die Jode. En hulle erken hom Ja. as koning van die Jode. Dis Sing die liedjies. Gooi die palmtakke. beautiful story. En the story begins so great. Ja. Jy weet, dit begin so mooi. Want Jesus is nou daar, hulle erken hom as Messias, hulle erken hom as die seun van Dawid. Die seun van Dawid is ook die eerste keer in die publiek waar daai titel openly vir Jesus gegee word en aan hom geapply word, waar daar skare hom volg en waar hy hulle nie stil maak nie, né? So dis die eerste keer wat dit gebeur. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Dit is 'n psalm wat hulle aanhaal. Prys hom in die hoogste hemel. Great story. Né? Erken hom as koning. Jesus openbaar homself as koning. Great story. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Dieselfde vraag Ja. wat Jesus vir sy disippels gevra het Ja. in Matteus 16, waar Petrus die openbaring gekry het. U is die Christus, die seun van die lewende God. Ons het laasweek daaroor gepraat. Dieselfde vraag: wie is hierdie man? En hulle antwoord: dit is die profeet Jesus. Die ironie. Guys. Die ironie. Ek weet ons gooi die palmtak, hè. Ja. Ons sê loof hom. Ons sing die psalms wat saam met hierdie gebeurtenis kom. Ons sing loof hom, ons herken dit. En dan sê ons okay, maar wie sê? Ja. Dis Dis die profeet. die profeet. Ouens, julle was so naby gewees. Julle was so naby. En dis die ironie. Jesus in Matteus 16, 2 weke terug wat ek gepreek het aan sy disippels bekend gemaak. Hy's op pad Jerusalem toe, maar hy's op pad Jerusalem toe om te sterf. Ja. Sodat hy, die Bybel sê, hy moet soontoe gaan sodat hy moet ly onder die familiehoofde, die skrifgeleerdes. Opstaan. Hy openbaar dit aan hulle. Nou kom hulle in Jerusalem en hy kom in as die koning. Dis snaaks want hy kom in as die koning, maar ook as die lam wat geslag moet word. Ja. Dis 'n ironie, want hy's koning. Jy weet, mense erken hom as koning, maar hy's eintlik daar sodat daai selfde mense wat hom erken as Messias, wat hom erken as koning, teen hom sou draai om verwerp en sê kruisig hom. Ja. Dit is vir my, dit is vir my, ek weet nie hoe ek moet voel daaroor nie, om eerlik te wees. Die rede hoekom ek dit sê is, want ek weet dit is wat moes gebeur het, vir my verlossing. Ja. So die feit dat dit gebeur het, is ek bly oor en ek rejoice. Maar ek is ook soos, ouens, julle was so naby gewees. Wat ek gewoonlik voel met hierdie skrifgedeeltes en voor ek dan nou daarna kyk en is soos selfs met Adam en Eva en soos Adam, wat het jy doen? Ek meen, come on. Ek weet sy's nou die enigste girl en jy wil haar impress eet van die appel, maar ek meen, come on. Jy weet, en dan sê ek soos wow, voor ek daarna kyk en myself uit die situasie uithaal en probeer ek myself in die situasie sit. Jy weet, of kan ek dan Jesus in my konteks sit en dan dink ek, maar wow 'n bietjie, is dit nie die verwarring
en die kontraste in ons lewe wat vandag nog plaasvind. Yes, ons was nie daar nie en yes, ons het nie die palmtakke gegooi en die liedjies gesing nie, maar ons doen dit Sondag. Ja. Jy weet, ons doen dit Sondag, ons doen dit in die week wanneer ons sê prys die Here, loof die Here. Vanoggend weer vir klomp mense by die gym en net weer saam met hulle die Here geloof en prys en sê die Here, die seun van Dawid. Jy weet, hy is ons Messias, hy is ons God en dit. So ons sing ook die psalms, ons sing ook die liedjies, ons gooi ook die palmtakke, ons trek ons klere uit, ons gee ons tiendes, ons doen ons offers en dit. Maar het ons die openbaring? Dis die ding. Het ons die openbaring en nie net het ons die openbaring, maar leef ons met die openbaring, want as ons nou dieper in die naweek ingaan, dan besef ons maar, wow, dis juis omdat ons nie die openbaring het nie, dat Christus moes sterf. Dis juis omdat ek nie die openbaring het nie. Ek het as 'n Christen seun groot geword, in die kerk groot geword. Ek van my eerste ID af is daar 'n merkie wat sê Christianity, jy weet. Maar dis juis omdat ek nie die openbaring gehad het nie. Ja. Dat hy Ja. moes sterf. So in my eie lewe sit ek met die kontras van hy is die koning, maar hy is ook die lam. Ja. En ek sit met die eie ek wat kan sê, wow, but that's exactly what I did in my life. I worshipped him, but I am also the reason why he's crucified. Dit herinner my aan daai skrif, ek weet nie waar staan dit nie, maar waar Jesus hy quote, ek dink dit is Jesaja. Kan Jesaja wees of Jeremia, een van die twee. Maar dan quote hy die mense wat daar so staan, dan sê hy die volgende, hy sê, julle prys my met julle lippe, julle hart is ver van my. Ja. En ek voel dit is wat hier so gebeur, en dit is wat gebeur in ons lewens, presies wat jy sê, pastor, is ons prys hom met ons lippe, en ons prys hom uiterlik, maar omdat ons nie die openbaring het nie, is dit onmoontlik vir ons hart om naby hom te wees. Ja. En dit kom en it creates a perception. Ja. Jy weet, die mense het 'n persepsie van wat die Messias sou doen. Met 'n verwagting. Hulle het 'n verwagting gehad dat die Messias sou inkom, dat die Messias die fisiese troon sou inneem, en die Romeinse ryk plunder of wat ook al, en 'n revolution begin, en sy koningskap kom stig. Ja. Hulle het geen open mind vir geestelike verlossing, en dis die doel hoekom die Messias gekom het nie. En hulle mis dit so, en dis maklik vir ons om terug te kyk en te sê, dis presies, maar dis wat ek nou sê, dis maklik om terug te kyk en te sê, ag ouens, jy weet, julle moes geweet het, en wat, en dan dink ek by myself, ons het ook preconceived notions, en persepsies, en verwagtings, wat nie gegrond is in die woord nie. Jy weet, en daai kan die potensiële gevaar is, dat wanneer iets gebeur, en my ervaring match nie die verwagting nie, dan begin ek vra, ek begin twyfel, my geloof begin 'n bietjie, jy weet, te shake en goed, en dan is die vraag ek, wat doen ek? Gaan ek na die woord toe, en dan hervorm ek, my gedagtes, en my persepsies, of stap ek weg en sê, my expectation was nie gemeet nie, so ek is klaar. Ja, en jy weet die oomblik wat jy noem, en jy is heeltemal reg, die feit van ons het 'n verkeerde idee van wat die woord sê wie Christus is, en wat dan verkeerde verwagting in ons skep. Nou, om net so 'n bietjie te clarify, is dat ons het baie radical doctrines waantoe ons hierdie evangelie van Christus vat. En die radical gedeelte daarvan is die probleem. Nie die feit dat Christus vir ons beloftes het nie. Ek is 'n firm believer dat Christus ons lewe wil impakteer. En as ek sê ons lewens, dan praat ek van verhoudings. Ek glo Christus wil in jou huwelik, hy wil jou huwelik establish, hy wil dit mooi maak, en hy wil vir jou 'n girl of 'n boyfriend gee, hy wil vir jou kinders gee, hy wil vir jou in jou verhoudings deurbraak bring, vergifnis bring, en ons lees dit, dis in die skrif, so dit is daarso. Beteken dit dat daar nooit storms in ons huwelik gaan wees nie? Beteken dat ons nooit deur moeilike tye gaan, dat ons altyd net gaan saamstem en live happily ever? Nee,
Beteken dit dat daar nie gaan tye wees wanneer ons hoor van mooi kinders van die Here wat 'n kind afgestaan het aan die dood of ouers afgestaan? Nee, nêrens is ons, en dis die verwarring wat ek sien, is die radical gedagte rondom wie Christus is en wat hy kom in usher het. Nêrens is ons gevrywaar van die storms nie. Ons is inteendeel deur stories in die woord gewys wat gaan gebeur. Daar gaan 'n storm kom. Klim julle op hierdie boot, seil oor daai kant toe en ons 'n doel. En in hierdie boot beleef ons storms, maar waar's Jesus? Hy's either in die boot of hy's by ons, by die boot. En hy's prepare om hierdie storm stil te maak. So die gedagte dat Christus dit altyd net goed gaan. Altyd finansiëel met jou goed gaan as jy Jesus dien. Ja, gee jou hart vir die Here en dan Jesus gaan hierdie tyd kom in usher van 'n kingdom of prosperity. That's not the truth. Dink ek, glo ek, is ek ten volle oortuig dat Jesus in jou finansies wil werk? Ja, ten volle in jou besigheid, in jou persoonlike finansies, voorsiening is verseker. Matteus 6 vers 33, Matteus 6 verduidelik hoe hy sal sorg soos vir die voeltjies. Jy weet, en meer as so Salomo en daai, maar dan sê hy ook, soek eers die koninkryk van God. Die koninkryk. Jesus het gekom om wat se evangelie te verkondig? Die koninkryk. Die koninkryk. So what's the primary focus en wat het Christus gekom om te doen? Nee, hy het gekom om 'n fisiese koninkryk. Jou finansies, jou verhoudings, jou gesondheid. Jy weet, dis wat hy gekom het om te establish. Nee. Hy het gekom om 'n geestelike koninkryk en dit was die probleem. Dit was die frustrasie. Die geestelike teenstrydig met die vleeslike, die kontras tussen die twee. Die begeerte van die mense was vleeslik en het nie besef wat hulle nodig het in die gees nie. En daai beloftes, daai verwarring met wie is Christus dan? Hy's bekommerd oor al die ander goed en yes, hy wil jou in die ander goed seën. Maar die hoofdoel was om 'n geestelike koninkryk te kom vasmaak. Dis presies. Ja, hy sê self, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek love it, nee, want ons is partykeer so naïef en ek wil myself verduidelik as ek dit sê, maar ons is partykeer so naïef om te dink dat nommer 1, enige tipe van verlossing, enige tipe van voorsiening, enige tipe van provision wat van God afkom, verdien ons nie. Glad nie. Ek het niks gedoen. Maar wag jy, het gesê ons is baie keer verwar, naïef om te dink dat ons dit nie verdien. Nee, dat ons dit verdien. Ja, ekskuus. Nee, dis goed. Ons dink, want die persepsie van die mense was, hy sal kom en hy sal vir ons 'n nuwe koninkryk gee. Die persepsie van ons is partykeer maar hy moet vir my sorg. Hy's veronderstel om dit te doen. Dit is wow. Besef dat alles wat jy ontvang jy uit genade uit. Onregverdige guns. Dit heg nou by jou woord 'n paar weke terug is dit, it's unfair favor in an unfair world. Maar dit is uit genade uit. So dit kom terug op die persepsievraag. Wat is jou persepsie en hoekom is dit jou persepsie? En as jy daai vraag kan beantwoord, dan is jy op die plek waar jy kan sê, okay, maar ek gaan die woord van God vat, ek gaan hom lees, ek gaan hom bestudeer en ek gaan my persepsie change op dit wat ek lees in die woord. Want die woord van God is tog die laaste, het moet tog die laaste sê het in my lewe. Jy weet, so of dit nou gaan oor my verhoudinge en of dit nou gaan oor, want jy kry God glorifying relationships en jy kry ek weet nie wat ungodly relationships. En wat is jou verantwoordelikheid in al twee? Die persepsie, jou persepsie kan afhang van die wêreld, kan afhang van die werksplek of wat ook al, maar jou persepsie moet gevorm word deur die woord van God om te sê, wat sê die woord? Dis exactly. En ja, ek dink ons moet terugkom op 'n plek waar ons sê, my persepsie change ek, die manier hoe ek na die wêreld kyk, change ek, die manier hoe ek na myself kyk, die manier hoe ek na my finansies kyk, die manier hoe kyk ek deur die lens van die. Dis soos ons kan praat oor tiendes. Jy weet, daar's hierdie persepsie wat sê 10% behoort aan God, 90% behoort aan my. Nee, 100% behoort aan God. Hy vra vir jou 10% om vir die kerk te gee. Jy weet, sodat die kerk kan doen wat die kerk vir geroep is. 90% behoort nog steeds aan God. Jy is 'n steward daarvan. En dit beteken nie jy kan nie vir jou nice goed koop en jy kan nie dit geniet nie en
Niks van dit nie, maar daai persepsie verander hoe ek na my finansies kyk. Ja. Verander hoe ek my finansies bestuur. Yes. Dis die woord van God wat dit vir jou, in enige area van jou lewe kan jy daai extrapolate en apply. Yes. Verlossing ook. Ek dink Jesus het dit duidelik gemaak voor die tyd vir sy disippels. Hy gaan Jerusalem toe Om te sterf. Dis hoekom hy gaan. Terwyl jy praat, pastor, is die Heilige Gees besig hier in my hart hierdie ding los te maak, dat is in Christus se suffering dat hy vir ons deurbraak gebring het. En dan sê Jesus interessant, hy sê, as julle my meester noem, het julle my volg. En as hulle die meester vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En dan dink ek aan hierdie, dis soos, maar is in Christus se suffering wat hy sy grootste werk gedoen het. En ons baie keer wil die meester volg, ons wil Jesus volg, want hy het hierdie prys betaal, hy is ons Messias, hy is ons God, but there must be no suffering. Ja. No suffering, nee, ek sal my kruis opneem, maar hy moet lig wees, hy moet sag wees, en hy moet cuddly wees. Dit is 'n fiberglas kruise wat lig is. Ja, eider opgeblaas, jy weet, soos 'n swembad noedel tipe ding, en alles, but daar moet nie suffering involved wees nie. As daar Jesus, dan sal ek jou volg. It needs to be easy. It needs to be easy because that's the gospel. It's good news. Hoe kan suffering good news wees? Maar jou persepsie van die goeie nuus moet verander. Jou persepsie moet verander van die idee van nou na ewigheid. Nee, dit is al soveel skrifgedeeltes wat ons kan teruggaan en sê, maar die suffering hier is temporary, maar is niks in vergelyking met die blessing wat ons hierna gaan hê nie. Paulus praat en dan sê soos ek encourage julle, moenie fokus op dit wat jy hier verloor nie, maar fokus op dit wat jy ewigheid gain. Jy weet, to live is Christ, but to die is gain, jy weet, en daai hele gedagte van jou persepsie van wat het Jesus hierdie naweek kom doen? Jesus het hierdie naweek kom sterf, sodat ons nog 'n afnaweek kan hê. En kan rondreis, en niemand, en niks fout daarmee, as jy hierdie naweek kan vakansie hou, en hierdie is die geleentheid om jou familie saam te trek, en alles awesome, doen dit. En must celebrate, at least, somewhere in hierdie tyd dan, Jesus se kruisdood en opstanding. At least praat somewhere hierdie naweek oor wat hy vir ons gedoen het. At least mention die grootste werk wat in die tydperk van hierdie wêreld, wat 7000 jaar plus minus strek, somewhere, die grootste werk wat in daai 7000 jaar deur 'n mens, deur God gedoen is, somewhere mention it net. Mention at least net in hierdie 365 dae wat ons het in 'n jaar, die grootste werk wat deur God gedoen is. En dis nie die skepping nie, dis nie sy geboorte nie, dis die kruisdood van Jesus. At least praat net daaroor. Verseker. Ons praat so oor persepsies, wat vir my interessant is, en ek het geallude daarna in my woord, né? Is partykeer doen Jesus self iets wat jou persepsie challenge. Jy weet? So direk na hierdie gebeurtenis waar hy in Jerusalem gaan hy na die tempel toe. En hy sien dat hulle is besig om handeldryf te doen in die tempel, en hulle is besig om offers te verkoop, en hy flip die tafels om, en hy gooi, en hy doen iets wat teen hulle verwagting gaan. Want hulle het nie verwag dat die Messias dit sou kom doen nie. Hoekom kom hy in ons tempel en vat ons aan? Hy is veronderstel om die Romeine aan te vat daarbo. Hoekom vat hy ons aan hierso? En partykeer doen hy dit, en doen hy dinge in ons lewens wat ons persepsie challenge. Juis om ons te wys, ouens, julle persepsie is verkeerd. Jy weet, maybe you need to change your perception. Miskien moet jy 'n bietjie gaan ondersoek doen. Jy weet, is hierdie my opinie of is dit ietsie wat Pastor, ek gaan dit baie personal maak en dit na jou toe gooi. Is hoe gereeld gebeur dit nie met ons nie? Te gereeld. Dit snoei, jy weet, ons praat hier en iemand wat van buite af luister kan sê, julle twee is nou baie maklik. Julle wys vingers na buite toe en ouens, daar's mense wat deur suffering gaan wat jy in jou lewe nog nooit deur gegaan het nie en wat jy weet deur struggles gaan en challenges gaan. Is maklik om op daai bank te sit en dit te sê, maar wat ons eintlik oor praat vanoggend is ons eie ervarings. Ons eie ervarings en ons eie battle in die mind
Ja. Dat soms gebeur daar dinge in my lewe en wat my op 'n plek sit wat daai gedagtes by my is, soos but wow. God kan nie goed wees nie. Ja. Dit wat jy nou ervaar is nie goed nie. Jy weet, net in die laaste paar weke dinge gebeur wat my in die oggende vroeg by die Here laat sit en ek soos Here, ek weet dit wat ek nou ervaar is nie die waarheid nie. Hoekom? Want dit wat ek ervaar en dit waarmee ek gechallenge is die gedagte dat U nie goed is nie. Dat U nie God is nie. Ja. Dat U nie die een is wat voorsien nie. Dat U nie my Vader is nie. Dis die gedagtes waarmee ek gechallenge is. So daar's niks fout met my dat ek die gedagtes het nie, but I also get challenged with that. Maar dit is so belangrik om dan so opreg met die Here in jou verhouding te wees, dat jy na hom toe gaan en dit erken en besef, Ja. maar wow, Here, ek dink nie, hier's 'n persepsieprobleem. Yes. Hier's 'n persepsieprobleem en die persepsie is dat somewhere in hierdie journey het ek weer begin glo dat dit moet net altyd met my goed gaan. Ja. En Fisies. pastor, dit gebeur so vinnig en dit gebeur so maklik, want die Here is goed vir 'n mens. Hy is. En dis die crazy ding is hy doen, ons het nou daaroor hy voorsien en hy gives in abundance en dinge Ja. gaan nie altyd sleg nie, dinge gaan ook goed. Ja. Maar baie keer kom ons vlees en Ja. ek verwys na myself dat wanneer dit goed gaan, kom my vlees en sê ja, maar hierdie is hoe dit moet gaan. Ja. Want jy's mos 'n dienaar van God en kyk hoe mooi kyk hy Ja. na jou. Ja. Wat sê dit vir my? Die oomblik wanneer dit sleg gaan. Jep. Wow, iets Daar is 'n probleem met God se karakter. Ja, wat het nou gebeur? Ja. Want ek het nie verander nie. Ja. Jy weet ek dien nog steeds die Here. Jy weet Ja. ek bedien mense en alles. Hoekom gebeur hierdie nou? Ja. Dis daai Yes. persepsie wat jy nie gehad het nie, wat jy gekry het terwyl dinge goed gaan Ja. en nou wat weer gechallenged moet word. Ja. Nie om te sê dat wanneer dinge goed gaan, jy weet, moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek sê nie dat dis sleg as dinge goed gaan nie. Dis goed as dinge goed gaan. Ja. Prys die Here vir dit. Ek dank die Here vir seisoene waar daar vrug is en ons het geniet en dis juis, jy weet, ek dink die hele pakkie is die ding, die feit dat ons Jesus moet kan dien en Paulus praat baie hiervan, dan sê Paulus ek het geleer om vergenoeg te wees. Ja. Ek het geleer om die Here te dien wanneer dit goed gaan en ek het geleer om die Here te dien wanneer dit sleg gaan. Ek het Ja. geleer om deur tribulations, maar ook deur wanneer mense my aansien gegee het. Ek het geleer om vergenoeg te wees. En daai woord vergenoeg is om te weet dat maar God is goed. Ja. God is goed ten spyte van jou omstandighede. Ja. En in jou omstandighede is daar altyd iets om die Here oor te loof en prys. Altyd. Ek vanoggend by die gym vra iemand vir my, maar hoe gaan dit? En ek antwoord hom in boldness en ek antwoord hom en ek sê, dit gaan met my baie goed. Jesus is regtig vir my goed. Maar my eerste gedagte toe ek dit sê is, as jy my nou vra, gaan ek vir jou sê, want dit gaan goed met my kinders. Want dit gaan goed met my gesondheid. Want dit gaan goed met dis my eerste gedagtes en ek challenge myself net nadat ek dit gesê het, stop ek en ek bring persepsie terug na dit en ek soos maar wow bietjie. Sou jy dit nou vir die ou gesê het as dit sleg gegaan het in elkeen van daai areas? Want daar is areas waar dit nie nou goed gaan nie, maar dit was nie die verwysing toe ek vir hom sê die Here is vir my goed nie. En ek challenge myself in dit en ek dink dis nodig dat ons dit baie keer doen om net ons eie persepsie van wie is hierdie Jesus wat goed is vir ons en sal jy hom dien as dit sleg gaan in elke area van jou lewe. En laat my toe om dit te sê, as ek twyfel dat dit sleg gaan in elke area van jou lewe. Ek glo dat as jy mooi gaan sit en kyk, gaan jy agterkom maar jy het dalk gesondheid. Ja. Wat die skatryk ou wat met die Ferrari rondry nie het. Ja. Jy het dalk 'n gelukkige huwelik. Ja. Of kinders wat jou respekteer. Of ouers wat daar is vir jou en Ja. ja, jy het nie die ander goed nie, jy dalk nie dit nie. Of jy het finansies waar die arm ou wat op die straat sit nie finansies het nie. So jy kla dalk oor jou huwelik. Of jy kla oor jou kinders se verhouding met jou en jy dalk ongelukkig of dalk oor jou gesondheid volgens. Maar wat van daai area? En my ervaring is dat daar's altyd iets om die Here oor te loof en prys. En al is dit net die feit dat ons vanoggend opgestaan het en weer 'n kans het. Ja. En dis daai dankbaarheidsgees. Jy weet ons moet 'n dankbaarheidsgees hê, dan gaan jy agterkom dat God bly goed. Daar's soveel goed waar ek onregverdig en guns het, waar ek eintlik veronderstel is om sy reg. Ja, maar dis wat ek nou presies wou sê, pastor, is as dit in kom ons sê net een area goed gaan.
selfs daai een area, jy verdien dit nie. Ja. Jy weet dit, it's undeserved grace. So enige iets wat jy kry in jou lewe wat beter is as sleg, is dit guns. Is my vraag, hoekom verdien ons dit nie? Hoekom verdien ons dit nie? Want ons het van God af weggedraai. We have all- We have all sinned and fallen short of the glory of God. Almal, ek challenge jou daarby, ek challenge jou met die gedagte op jou righteousness. Ja. Is it your righteousness? Het jy geen foute nie? Mm. Geen foute nie? Het jy nog nooit in jou lewe gefouteer nie? Nee, die woord sê jou beste werke wat jy het is soos vuil lappe voor God. Die penalty for sin is, Death, dis wat jy verdien. dis wat jy verdien, ja. Iemand in die week luister ek weer en die persoon sê, ja maar, as die Here dan goed is, verwyder net al die demone. Verwyder die demone, maak klaar met hierdie geestelike oorlog, sodat jy die sleg kan verwyder, sodat ons goed kan wees. En die antwoord vir die ander persoon se antwoord op dit is, maar as God sleg moet verwyder, moet hy al die sleg verwyder. En dan die vraag is, sal jy nog môre hier wees? Want is daar geen sleg in jou nie? Ja, dis Geen slegte gedagtes nie? Ja. Niks onheilig nie? Nie in jou gedagtes nie? En ja, ek het gedink, maar ek het nie gevat nie. Jesus sê, dis so goed soos vat, en hy sê, dis so goed soos vermoor. Ja. That's the level of holiness that we're talking about. Ja. Ons het die voorreg gehad om Sondag aand 'n doopdiens te hê. Ja. En ek het in die gedagte wat ek geshare het voor die doopdiens was juist dit gewees, is die feit dat ons is sondaars, ons het gesondig, ons het geval. En as jy sê ons aan ons, ons. Dude, ek is eerste in die ry om te sê, Ja. Paulus kom en skryf, jy weet, Paulus moes altyd, he must one up Hy everybody. wil al die kompetisies Ja, hy wen. wil al die kompetisies wen, en hy kom sê, ek is die grootste sondaar van hulle almal. Ja. Jy weet, en dis baie keer regtig hoe ek voel, en Ja. dan kyk ek na my lewe, maar dan weer eens, dis ook 'n persepsie wat mens moet challenge baie keer, Ja. is in Christus. Ja. Ja, jy's 'n sondaar, ja, jy het verkeerd gedoen, ja, jy het baie keer hierdie gedagtes en goed, maar in Christus is jou identiteit geregtigheid. Nie jou geregtigheid But nie. that's where we're going to met die naweek. Yes. Nie jou geregtigheid nie, sy geregtigheid. Ja. Maar dis jou identiteit. Ja. Maar dis 'n persepsie. Ja. Want ek is 'n Christen, kan nie na myself kyk as 'n wurm nie. Ja. Ek kan nie na myself kyk as jy weet hierdie law en dis ek verstaan daar's 'n tension in dit. Ja. Want ek het nou net gesê jy verdien niks goeds nie. Ons doen nie. En ons doen nie. Self uit nie. En nou sê ek ja, maar ons is nie laer as jy weet, Because of. daar's 'n tension daarso, Ja. maar dit kom saam by die kruis van Christus. By hierdie naweek. Ja. By hierdie naweek. En totdat jy nie hierdie openbaring kry en dit jou eie maak nie, nê. Ek wil so iets ingooi vir my diens vir Sondag. Nee, ek gaan nie. Ek gaan dit vir myself hou. Maar maar nee, laat ek dit sê. You need to own it. You need to own it wat Jesus gedoen het. Jy need to own this revelation. Jy moet dit snap, en as jy dit nie hierdie naweek snap, jy kan die res van jou Christendom vir jou nie sin maak nie. Dan kan dit wat van die kansel afgepreek word nie vir jou sin maak nie. Dit is boor jou kop. I do not understand. Ek verstaan nie. Hoe wil jy hê ek moet glo dat ek is 'n wurm, maar ek's ook nie 'n wurm nie? Hoe wil jy dit hê? Hoe wil jy? But you don't understand. It comes down to the work that Jesus did on the cross this weekend. Dit is die verandering wat plaasvind, die revelation van dit wat hy in die kruis kom doen het. Ja, jy is uit jouself, maar in Christus is jy nie meer nie. Jy is net 'n sondaar in jouself, sonder Christus, maar met Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. In jouself is jy tot niks in staat nie, maar met Christus is jy tot alles in staat. Dis die hele punt van die kruis, is om die stempel af te dwing en te sê, hey, but that's who I am without Christ. So dan kom ons by baie goed wat ons die volgende paar weke oor gaan praat. Hoeveel oorwinning is daar dan om die kruis revelation te vat? Hoeveel goed is daar dan wat Paulus sê van, wat is die oorwinning in Christus? Kan ons dan sonde oorwin in ons lewens? Ja, verseker kan ons sonde oorwin. Wie? Deur Christus Jesus. A wretched man that I am, sê Paulus, and say, who can save me from this wretched soul or this wretched body? En dan sê, oh,
praise the Lord Jesus Christ, for because of him I am. En hoekom? Want dis deur hom dat ek wel van die sonde kan afsterf. Die lam wat nie net gekom het om te sterf vir ons sondes nie, maar om ons sondes weg te neem. So gaan ons dan altyd bly wie ons is? Nee. That's the beautiful story. Dis mooi. Ja, so. Dat dis die openbaring en jy kan amper nie jy kan nie. Jy kan nie die oploop en die tension van die kruis en dit wat daarna gebeur van mekaar skei nie. And that's why, jy weet, dis 'n goeie plek om te eindig, maar dit is so belangrik om te mention vir die kyker dat ons fokus op die oploop na die kruis toe. En daar's soveel meer om te sê van die werk wat gedoen is tydens die dood en die opstanding van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees van goed wat nou kom. So moenie hierna luister en is soos, ja, maar dis 'n baie depressing thought nie. Nee, die gedagte rondom waarmee ons besig is na die kruis toe is 'n seer moeilike gedagte waarmee elke Christen moet deel. Ja. En Vrydagoggend gaan ons in diepte daaraan gaan en dis 'n diep gedagte waarmee elke Christen moet deel. Maar daar's soveel hoop in dit. Daar's soveel deurbraak in dit. En yes, ons praat nou van suffering, but that's where dis waar die oorwinning kom. Is met die openbaring van die kruis. En dis ook wat my excited raak and I want to start preaching about the empty cross as well, but ons wil graag deur elke faset gaan hierdie volgende paar weke. Verseker. Pastor, my laaste woord aan die kyker aan die luisteraar en die kyker sal wees. Die persepsies wat jy het. Ek praat van experience. Daar's persepsies wat ek het wat gechallenge word. Hier waar ek sit. En dis 'n goeie ding. It's not a bad thing when a perception gets challenged. En as jy hierna kyk en jy luister en jy identifiseer sekere persepsies wat jy het, of van wie God is, of dit wat hy moet doen, of wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees, if you are challenged, laat toe dat die Heilige Gees jou challenge met dit. En laat toe dat hy jou wys in sy woord. Belangrik. Wat die waarheid is. Ja, wat die waarheid is. En hoe ons moet dink oor hierdie goed. Jy het nou genoem Paulus het geskryf. Ek het geleer om te leef met baie, ek het geleer om te leef met niks, ek het geleer om die Here te dien. Dis in dieselfde konteks as die skrif wat sê ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. En dit wil ek julle kom challenge as jou persepsie dalk is ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Wil ek vir jou sê jy kan dit nie doen nie. Jy kan. Maar jy in Christus kan. Ja, verseker. En wat is ons woord vir hierdie jaar? Met Jesus kan ons. Ja. Pastor, ek sal net my laaste woord is dat Jesus het jou lief. Ja. Hy het jou ongelooflik lief. En my vraag sou wees, is verstaan jy die liefde wat hy in jou bewys het, die prys wat hy betaal het, hierdie komende naweek dan, om sy liefde aan jou te bewys. En dan sou my vraag wees, het jy hom lief? En as jy hom regtig lief het, het hy nodig om ooit iets vir jou te doen, behalwe dit wat hy hierdie naweek gedoen het. Sure. Amen. Dit sou my vraag wees, en daar's soveel in Christus, en jy sal ons baie oor praat, ek glo ook in prosperity in Christus Jesus. Not a prosperity gospel, prosperity in en deur Jesus Christus, vir sy doel, vir hom, en gesond, genesing, ek glo daarin, en ek glo in huwelike en verhoudings en alles in dit. But, is die kruis nie genoeg? Dis exactly. Om sy liefde aan jou te bewys. Is dit nie genoeg om aan vas te staan? Dis asof prosperity amper 'n bysaak is. It's fine. Here, voorsien of voorsien nie, ek het U lief en ek sal U volg, want U het hierdie gedoen. Amen. Here, genees of genees nie, ek sal U volg, want U het hierdie gedoen. En ek sê dit nie ligtelik nie. Ek weet daar's mense wat dalk hierna luister wat deur baie pyn en baie seer gaan, maar ek wil jou remind dat Jesus Christus self deur baie pyn en seer gegaan het om sy liefde aan jou te bewys. And that we can hold on to. En daar sal 'n dag wees as ons dit nie in hierdie lewe ervaar nie, maar hierna dat ons die volheid van dit gaan verstaan, van sy liefde en die prys wat hy vir ons betaal het aan daai kruis. Amen. Dankie vir jou, pastor, nommer 1. Dankie dat jy so saam met my is. Dit is lekker om saam met jou te kuier. Vir elkeen wat hierdie boodskap geluister het en gekyk het na
Ek wil weer eens vir julle vra, die beste manier hoe julle ons kan help, is om hierdie video of op hierdie podcast 'n like te gee, en dit te deel met soveel mense soos wat julle kan. Kom ons kyk of ons nie hierdie boodskap so ver kan sprei as moontlik nie. Amen. Amen. Pastor, dankie.